Goeiemôre, 15 Oktober. En hier volg die wêreldnuus. So. Gister het ons nou gesien, omdat ons is so besig hierdie week met die peace talks in Gaza omgewing, Israel Gaza. Hulle het nou al die lewendige hostages vrygelaat en is besig om stukkie vir stukkie die oorledene hostages vry te laat en dan ook aan die kant van Israel. Maar nadat hulle dit gedoen het gister het Hamas in die strate ingegaan en Palestinians gaan execute in die strate. Baie duidelik, nie 'n saak met die peace talks en die peace proses nie. En Trump het dit baie duidelik gemaak. Hamas moet onmiddellik disarm. En as hulle nie wil disarm op hulle eie nie, sal die Weste hulle disarm. Nou, daar is nie 'n idle threat nie. As jy kyk, paar maande terug het Trump ook gesê, as Iran nie vrywilliglik hulle nuclear weapon program wil stop nie, sal die Weste dit vir hulle doen. Paar weke later het die Weste dit vir hulle gedoen. So, as ek 'n Hamas ou is, dan gee ek nou my gun op, maar ons sal verstaan ook, die extremist moslim, hulle koppe werk nie so nie. Vir hulle is dit 'n ander saak, dis vir hulle 'n religious saak. So, ek vermoed dat die peace wat daar in Gaza is, nog 'n rukkie gaan op hold wees, tot Hamas hulle wapens opgee, of tot die Weste die wapens kom afvat by hulle. Jy weet, maak seker hulle het nie meer nie. En hierdie keer, as dit moet gaan gebeur, gaan daar definitief nie 'n stop aan Israel wees, tot hulle seker maak elke liewe Hamas ou in daai hele Gaza area is dood nie. So, dis hulle bring dit maar op hulle self. Hooplik kry hulle koppe reg, maar ek vermoed dat ons gaan nog nie die einde van hierdie ding sien voordat heeltemal peace daar is nie. Dan het ons gesien, ook gister of vanoggend het ek gesien, die UK en die US, 'n gesamentlike poging wat hulle gedoen het. Hulle het 'n scam, 'n Bitcoin scam ontbloot en scammers vasgevat. Hulle het $15 biljoen se Bitcoin geseize van Bitcoin scammers. Nou, Bitcoin kom nou al 'n paar jare saam met ons. Ek onthou toe Bitcoin prys net so, het was hier by die $3000 vir 'n Bitcoin gewees. Toe het ek een keer Bitcoin gekoop. En net so $250 gebruik, toe koop ek nou Bitcoin vir wat ek kan kry, die piece van 'n Bitcoin vir $250. En ek verkoop het weer toe ek sien die prys is by $6000. Want het is toe nog baie 'n nuwe ding. Mens weet nie wat gaan gebeur met dit nie. Ek het dit maar verkoop en daar uitgegaan. So, ek het 'n paar bucks extra gemaak. Imagine as ek daai tyd die geld wat ek daaraan gehad het, gelos het, en dit trek nou al by wat, $100,000, oor die $100,000 vir 'n Bitcoin. Maar dit is nog steeds maar alternatiewe coin en alternatiewe market, en jy weet nie wat 'n middelding gaan gebeur, en net so wel oor en oor, al die pad collapse tot by zero weer. So ek het nie definitief, dis bietjie iets wat ek nie regtig vertrou nie. Maar daar's baie scams, jy weet, soos ons nou hier sien, scammers wat gaan in mense se Bitcoin steel, hulle geld steel, en het hulle die waarde van $14 biljoen se Bitcoin by mense gescam. Gelukkig kry mense nou, weet, regerings en agencies wat ingang in hierdie scammers stop, maar ek gee jou waarborg, dis nie al die scammers nie. Ek dink as baie meer scammers wat Bitcoin steel, as net die paar ouens. So as jy in Bitcoin en so aan is, of hierdie alternative coins of so, onthou dis hoë risiko altyd, enige iets soos dit gaan hoë risiko wees. Good luck, hoop nie jou geld word gesteel of iets, of die ding collapse nie, en as jy kan geld maak uit, hey, go for it man. Ek het nie, die risk vir my was te hoog. As gister nog 'n drugboot getref off die coast van Venezuela. Hierdie keer was daar 6 ouens aan boord met hulle drugs en hy boot is uitgehaal.
ek sal nie verstaan hoekom maar nog steeds, wel, ek verstaan, die drug lords, hulle sal enige poging maak om hulle produk uit te kry, want op die oomblik verloor hulle miljoene dollars, as hulle nie hulle produk kan kry in Amerika of in westerse lande, om hulle geld te maak nie. So hulle gaan nog steeds kanse vat, die arme ouens wie die bote moet ry, hulle is die ons wat die risiko moet vat. Daar word nou meer versterkte patrollies in die omgewing gedoen, en goeie intelligence ingesamel om uit te vind waar die goeders is, en waar gaan hulle heen, en wat's die rigting en so aan. En soos gewoonlik gaan jy mos nou baie mense kry, veral die anti-American mense, wat nou sê, die draakbote, hoe weet jy dit is draakbote, het kan net so wel 'n visserboot wees of al die. Maar hulle vergeet dat daar redelike sterk intelligence systems is in die Amerikaanse weermag, satelliet, allerhande ander intelligence systems, wat ek obviously nie hier gaan bespreek nie. So daar word bevestig, voor daar 'n stryk op 'n boot gaan gedoen word, of daar drugs in is of nie, en wat kom dit vandaan. Hulle trek die goed gewoonlik van waar dit gemaak is, tot waar dit gaan by boot gelei word, tot hy boot ry, en tot hy boot in die internasionale waters kom. Want sodra hy in die internasionale waters kom, dan kan jy hom uithaal. As jy hom gaan uithaal daar waar jy dit maak, en in die boot laai in Venezuela, dan fisies attack jy die land, en dis nie wat Amerika wil doen nie. Hulle wil nie die land fisies attack nie. Maar dan begin jy nou met 'n oorlog met 'n land. Die oorlog is teen die drug lords. So al wat jy doen is, jy trek die shipment van die drugs, tot het gelaai word, en trek jy die boot tot in internasionale water kom, en dan niet jy hom. Op die oomblik as verskillende maniere wat die US military gebruik om die bote te hit. Hulle kan weens van attack bote skepe af te doen. Maar op die oomblik meeste van hulle word gedoen uit die lug uit, C-130, AC-130's wat vlieg met Hellfire missiele. Hulle is gunships, hulle het op die kant van die C-130 het hulle 105 mm kanon en 'n 40 mm kanon en 'n 25 mm Gatling gun. En dan dra hulle Hellfire missiele onder die vlerke. Ek het nou hier in die week so iewers het ek 'n foto van so 'n vliegtuig en so 'n bietjie iets beskrywing daarby op Facebook gesit, vir die wat belangstel en wil kyk. Maar hierdie ons lei die patrollies, en dan sodra daai boot geïdentifieer word, van waar hy word gewoonlik getrek van waar hy die goed laai. Onthou daar's ouens op die grond wat intelligence insamel en satelliete en al die. So jy trek nie daai ship met al die pad waar dit gaan. En dan eventually kom dit in die oop see, en dan as in die oop see is, dan vlieg jy met jou flossie daar naby en jy stryk hom. En hy kom nie by Amerika uit nie. So dit is al die prosesse wat in plek sal wees dan om so 'n boot te trek en te skiet voor. Hulle gaan nie net enige boot wat in die see ry identify en dink, daar mag miskien drugs wees, kom ons sink hom nie. Daai goed word getrek al die pad van waar dit gelei word. En van waar dit actually vervaardig was en uitgeship is van die drug lords se factory self af. So, en ek sal nie verbaas wees dat dit gaan nog steeds verder verminder nie, want dit het 'n groot impak. Daar's baie minder drugs wat in Amerika aankom in die laaste paar weke. Dit help. Dit is goed vir ons mense hierso, vir al die jong mense wat so oorvloed word met drugs. So ek ons gaan bietjie na history in 1878, dink nou net daaraan, 1878 het die Edison Electric Light Company begin service verlewer. 1878 toe hulle hier in Amerika begin ligte uitsit op strate en in huise en goeders. En hier trek ons vandag met die tegnologie. Vandag loop jy net in die kamer en jy flip die switch en die lig gaan aan. Jy dink nie eens hoe kom dit daar en hoe dit daar gekom en al dis maar vir ons tweede natuur. Dink net voor dit moes die mense kersse gebruik en fakkels buite kan die huise en lanterns en kersse en die tipe van goeders. En vandag het ons nie meer daai worries nie. Jy geloop het in, jy flip 'n switch en die krag is daar. 1910 op hierdie dag, die 15 Oktober, het die Airship America die eerste poging gedoen, is gelanseer daar uit New Jersey uit vir die eerste poging om oor die Atlantiek te gaan met 'n powered vliegtuig. Dis 1910. Dis maar net 'n paar jaar nadat die heel eerste vliegtuig ooit gevlieg het van die Wright brothers. En nou 115 jaar later is vlieg al so gedevelop dat ons nou obviously al kan sien wat gaan aan. Die airliners, daar's elke dag net bo Amerikaanse grond op 'n slag 23.000 vliegtuie op 'n slag
net bokant Amerikaanse grondgebied en reg oor die wêreld is daar obviously baie meer. En dan het ons mense wat in die space sit, hulle sit in die space station, so hulle vlieg al in die ruimte rond. Al die ontwikkeling in die laaste 100 jaar. En dan dink jy nou, ons mensdom is al op die aarde vir 6000 jaar, maar ons het eers die goed ontwikkel in die laaste 100 jaar. Imagine wat ons nog kan doen in die volgende 100 jaar. En dan die laaste ding, 1990 op hierdie dag, 15 Oktober, het Mikhail Gorbachev die Nobelprys vir vrede gekry vir sy pogings om die Koue Oorlog te stop. En dan obviously kort paar maande later het die Sovjet-Unie kollaps en kommunisme het kollaps en die muur het afgekom en die hele Sovjet-Unie het op 'n einde gekom hier in 1991. So, dis dan ons geskiedenis vir hierdie dag, die 15 Oktober en die nuus vir hierdie dag. Ek gaan nie nuus doen voor, die volgende nuus wat ek eers kan doen, gaan eers maandag wees, die 20ste Oktober, so ek gaan 'n bietjie weg wees, ek het nie toegang tot hierdie tipe informasie of hierdie tipe tegnologie waar ek gaan nie, want ek gaan 'n bietjie ander goeders doen, so, maar my volgende nuusberig gaan eers weer maandag uitkom. Geniet dan die naweek en sien ek julle maandag, baie dankie.